Goeiedag almal, ek is Denise Pregaritter en ek praat vandag so 'n bietjie met al die wow ouers, onderwysers en natuurlik die kinders ook. Ons kry verskillende navrae, so ek beantwoord maar net die vrae en ek hoop dat hierdie vrae wat sekere ouers vir ons vra en onderwysers vir ons vra, kan vir almal tot hulp wees, né? Woorde open wêrelde. Nou die vraagie wat na ons toe gekom het is net ons help ons net hierdie klankies, die plofklankies. Dit is 'n bietjie 'n taai toffie. So help ons asseblief. Ek doen dit graag. Maar ek dink dit is belangrik dat ons onderwysers en dan ook die mamas en pappas, al die volwassenes wat nou help, net sal weet wat is plofklanke. Nou plofklanke is medeklinkers wat gevorm word deur die spraakkanaal. Dit word heeltemal toegemaak sodat die lug opgebou kan word en dan skielik vry te laat. En die vernaamste plofklanke in Afrikaans is soos die t, k. Ek wil hê jy moet kyk, daar's nie baie beweging van my mond nie, maar jy kan sien dit kom hier uit die lug word uitgegee, nie, na vore gebring. So, dit is so 'n plofgeluidjie soos 'n t, k, p, d en k. Nou, ons hoor baie keer mense sê vir die t klankie t of k of d en b en p. Nou daardie moet u vermy, want dan sit u eintlik 'n klankie by, nê? So dit is baie belangrik om die klankie so uit te spreek. T, k, p, d en wat is die ander ene, die b. Alright. So hou dit eenvoudig. So miskien is dit ook belangrik om net vir u dan nou te sê, ons kry by plofgeluide kry ons waar die stembande moet nie trill nie. So met ander woorde, ons sê dit word stemloos gedoen. Soos stemloos, daar's geen stem wat gebruik word nie, maar dit is net die plofgeluidjie. Dis nie die plofgeluidjie nie. Reg. En dan ook kry ons dan ook stemhebbende klanke wat dan die stemband, dit is dan wanneer daar 'n trilling en 'n vibrasie is, wanneer die lug dan daardeur vrygelaat word, nie soos die b, hierso, b. Jy kan voel daai beweging, daar's 'n trilling wat daar binne kan vorm, nê? En dan die ander verskil is dan ook, jou lippe speel 'n baie belangrike rol, en by die en die dis amper jy sit jou lippe so, en jy sê net, jy blaas hom net weg, en dan sê jy, sit jy hom weer by mekaar, en jy blaas hom weg, maar dit gebeur, wanneer jy nou jou tong daarbo by die hemel, vir hemel te sê, sit, nee, en dan kom die klank dan uit by die stemband, ek meen die lug word vrygestel. Die ander een is waar jou tande gebruik, soos by t en d, sien jy die tande is by mekaar, en dan ook, dan is die laaste klankie die k, wat eintlik die agter die mond gevorm word. Ag, ek het net gedink, ek sê maar dit nie, en ek hoop regtig dit help, want dit help as jy so 'n bietjie agtergrond daarvan het. So, hier kom die voorbeelde. Voorbeelde wat ek geneem het, is eenvoudige woordjies, wat ek dink in die spellyse voorkom. Woordjie, die persoon sal vir jou sê, bos, dan klank die kind. Ek gaan dit nie aan mekaar sê nie, maar die persoon sal sê bos, die leerder, bos, bos,
bos. Dan, ek gaan sommer nog 'n voorbeeld maak. Bus, ok, bok. Die woordjie het ek nou fout gemaak. Bus, bus. Pad, pad. Peer, peer. Roep, roep. Sien jy, dis net so. Ok, volgende ene gaan ek nou 'n voorbeeld maak met dak, met 'n d klankie. Dak. Die woordjie was dak, dak. Das. Die woordjie was das. Das. Volgende woordjie den. Den. En die volgende woordjie dof. Dof. Dom. Dom. Dun. Dun. Goed, ek hoop dit help. Gaan aanbeweeg na kombinasies soos knoop, kom ons sê maar knoop, knoop. Of die kind kan sê knoop. Kom ons vat gou, ek dink ons moet gou 'n ander woordjie vat soos pop. Pop. Sien jy, sagte klankies wat uitkom. Nou hoe die beoordelaars gewoonlik dit goed kan onderskei, is wanneer hulle sien die lip is net so, jy sien nie die blaas. As jy sê p, kyk gou wat gebeur met die mond. So mens kan dit vinnig optel, né? Goed, kom ons vat nog 'n woordjie, ek wonder wat 'n woordjie wil u hê, kan ek maar gou sê, ons vat vir dou. Dou, reg? Wil jy nog 'n klankie, goed? Ons vat gou tol. Tol. Dan, ek dink dit is nou oké. Kontak my maar weer as daar nog oefeninge moet kom, nee. Belangrik. En dat is die ander ene. Nee? Oké. Goed. Kom ons vat 'n woordjie soos knop. Knop. Of knop. Serp. Serp. Of serp. Is dit? Spook. Spook. Maklike uitweg. Spook. Slurp. Slurp. Of slurp. Sopbak. Sopbak. Bedaar. Bedaar. Goed, ek hoop dit help. En kontak mamma gerus as jy dan vir Fiona of Janine, hulle stuur vir my gewoonlik die vrae wat pla deur en ek doen vir u 'n videoetjie, nee? Ek hoop dit help. Sien dan by die Wow Spelfees. Bye.